En dankie dat U vanmôre die benoudheid, die stikken, die seer, die teleurstelling raak sien. Grootouers wie se harte stikkend is oor kleinkinders, kinders wie se harte ontsteld is oor 'n pa of 'n ma se gebroke verhouding. Mense wat hier vanmôre naalskou oor die toekoms, oor finansiële druk, oor die rol van die weeromstandighede, oor die veiligheid van kinders in die buiteland. So kom bid dat U vanmôre net U self sal kom openbaar as die een wat soos 'n bulldozer 'n pad kan maak tussen al die weerstand en die dinge wat vir ons onmoontlik lyk. Ons is lief vir U. Ons kies om vanmôre ons vertroue in U te plaas. Ons verkies om vanmôre te sê, ons God kan. En Here, dankie. Dankie dat U woord vir ons herinner dat deur U wat ons krag gee, is ons tot alles in staat. En die fokus val nie op ons nie, dis op U krag. Maar dankie dat ons die voorreg het om die resultate daarvan te beleef. Mag U vanmôre die een wees wat wonders en tekens laat plaasvind in omstandighede, in mense se stories, in mense se lewens, sommer nou in die fisiese, die emosionele stikkend en pyn en seer wat mense beleef, psigiese uitdagings, word U verheerlik. En mag die stories deur ons lewens die engele in 'n nuwe applous laat uitbars teenoor U en bovenal mag daar 'n nuwe lof en verwondering wees, selfs van mense wat nog in die duisternis lewe en net besef die ware lewe is by ons God, die promise keeper, die waymaker, miracle worker. Ons is lief vir U. Kom praat met ons deur die woord. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie vir jou wonderlike deelname. En dankie vir ons musiekspan en media en almal wat so lekker deelneem. En mag die Here regtig sommer net met ons ontmoet. Ek het nog altyd gedroom oor, julle ken daai liedjie wat sê almal wil 'n huisie by die see hê. Vanoggend toe besef ek toe die wind so waai, dit voel nou soos 'n huisie by die see. So as iemand vir jou vra, kan jy ook baie grand klink en sê jy het 'n strandhuis in Standerton. Boere, wil sommer net vir julle sê vanoggend weer my stilte tyd gedink en mag die Here regtig oeste beskerm en op 'n unieke manier daar sy almag tentoonstel. Ons verstaan nie die feite nie. Ons is dankbaar vir die reën die afgelope paar dae. Mag die Here julle beeste beskerm en sommer net op 'n unieke manier vir julle stories laat gaan vertel wat ook die hemele gaan laat juig. En dan net sommer as jy jou hand kan opsteek, wie van julle het op hierdie stadium kinders in die buiteland wat deur die konflik in die Midde-Ooste geraak word op een of ander manier? Ons 'n paar, dankie Janet en Dani. Kom ons bid ook sommer net en vertrou die Here, daar's soveel amazing getuienisse, maar ook die besorgdheid en mag die Here in hierdie chaos in die wêreld en die impak wat dit ongelukkig op ons ook gaan hê, mag die Here regtig net gee dat hier 'n deurbraak kom wat ons nie gesien kom het nie. Want hy is die miracle worker, die promise keeper. Inteendeel, hy is die waymaker. Lekker dat jy saam met ons vanmôre verder kan delf uit die woord uit en die prentjie wat ek net weer vir jou wil skep is, en almal van julle het 'n storie, jy kan oor middagete daaroor praat, maar elkeen van julle het nogal 'n tipiese profiel wanneer dit kom by as julle op vakansie gaan. Want sekere mense gaan omtrent nie eers met 'n nagtasie nie, en ander mense het mos ingepas vir just in case. Jy weet, daar's mos 'n klomp goed, ekstra goeders vir net ingeval het jy hierdie en daai goed ook nodig. So wanneer 'n mens ergens heen gaan vir langer as 'n halwe dag, dan is die geneigtheid ons vat bagasie saam. En ons verseker noodsaaklike bagasie. En daar's oulike YouTube video's wat vir jou kan leer hoe om in te pak, hoe om meer goeders in 'n klein tassie in te kry. So dis onvermydelik en daar's 'n kuns om regtig met finesse te kan reis. En die uitdaging is, ook in ons geestelike reis, dat ons lig sal reis, dat ons dit wat ons nodig het, dat ons ten volle daarmee toegerus is, maar dat dit niks oorbodig en laste en onnodige ek wil amper sê ook klippe uit die verlede is wat ons saamsleep nie. So die uitdaging is, kom ons raak ontslaaf van onnodige bagasie, wat almal van ons onwetend of baie keer intentioneel saamsleep. En die groot dilemma is, dat sedert die sondeval is ons lewens
Toe ons hierdie wêreld ingekom het, jammer, dis klink onregverdig. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, want hy het gesê dis unfair dat mense in die lewe inkom en jy het hier aangekom met 'n verwoeste lewe. En saam met dit, jy het hier ingekom met bagasie wat reeds verwoes is. En dan reis ons ook van nature in die verkeerde rigting met massiewe onnodige en oorweldigende klomp oorgewig bagasie. So dit maak sommer van die wegspring af ons lewens swaar en hoe verder ons gaan en hoe meer verkeerde keuses ons maak, hoe meer bagasie gaar ons op. En die herstelpunt is, wanneer jy God, 'n regverdige God, wat 'n uitkoms veroorsaak het deur sy kruiswerk, vir ons daai bevryding wil laat ervaar, hoe dat ons lewens aanraak en ons wil nuut maak, maar ook ons bagasie wil aanraak en uitsorteer. So jy kan vanoggend en dalk in die regte rigting wees en op die regte roete wees, maar jy beweeg dalk nog 'n bietjie moeisaam en jy besef jy beweeg stadig en gerem want jy het hierdie massa onnodige en selfs gevaarlike bagasie saam met jou. So kom ons praat vanmôre verder oor hierdie bagasie. Petrus skryf algemene brief van volgelinge van Jesus en hy maak in 2 Petrus 2 vers 19 aan die einde van die vers hierdie stelling om te sê: as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf. En sien vir 'n oomblik 'n slaaf wat daai ketting om die een voet het en dan so 'n groot ysterbal wat hom as ware beperk. Jy het 'n bietjie beweeglikheid, maar jy's eintlik maar 'n slaaf. En die vraag wat ek wil hê dat ons vandag oor moet nadink is: hoe vry, hoe lig lewe jy? Jy lewe 'n lied want jy weet jy's vry en jy's toegerus met die nodige, maar jy's onthef van die res. Indien nie, wat bemeester jou? Wat beheer jou? Wat het jou in 'n greep? Waarvan het jy 'n slaaf geword? Want daar's soveel onnodige bagasie wat ons, ek hou van die Afrikaanse spreekwoord wat sê, wat ons aan bande lê. Dis letterlik daai, asof jy aan 'n ketting ergens vas is. Iets wat jou spoed breek. Iets wat jou terughou. Nou hierdie bagasie word gekenmerk deur uitlatings. Hierdie goeders wat jou in sy greep het jou maak dikwels dat ons stellinge uiter soos ek kan dit nie help nie. Ek weet dit is verkeerd, maar ek kan dit nie help nie. Jy verstaan nie, ek moet nou. Of toe ek my weer kon kry. En dis al stellinge van slawe. Iemand wat nie lig reis nie, wat deur iets oorheers is. Dit mag iets oënskynlik onskuldig wees, soos kafeïne. Jy het reeds vanoggend jou 6 koppies koffie in, ek hoop nie al 6 is hier gedrink nie. En jy kan nie daar sonder nie. Jy kyk eintlik op jou horlosie, hoe lank gaan die man nog maak, ek het my volgende koffie nodig. Of iets wesenlik met negatiewe gevolge, soos om te wyp. Ek moet nou. As ek wens hy bid dat ek net so teeg kan vat. Mense gaan dit nie ryk nie. Jy kan net nie daar sonder nie. Te veel mense word oorheers deur elektroniese media. Jy wou nie, maar toe jy weer sien, toe jy 1 uur en 'n half later, wat jy net deur shorts en TikToks en statusse geskrul het. En jy weet, ons almal sê nee, dis nie 'n probleem nie. Tot jou foon vir 'n week in is vir herstel en jy het nie 'n foon nie. Jy sal later jou SIM-kaart in die bediende se foon sit net om gou-gou te check. En jy wil mal raak. Want jy het hierdie boodskap nou al 'n uur teruggestuur en hulle het nog nie my boodskap gelees nie. Of en niemand weet daarvan nie, niks met hulle te doen nie, maar ag en dis net vir die pret, maar ek's online betting. En ek weet ek het nou 'n bietjie te ver gegaan en nou moet ek wen. En jy begin selfs met die Here onderhandel en sê Here, ek weet ek moes dalk nie, vergewe my, maar ek moet net asseblief net, Here, help my. Here, ek moet nog net hierdie een keer probeer.
Moontlik het jy 'n slaaf geword van werk. En dit beheer jou lewe en dit beheer jou besluite en jou waardes, want jy moet. Miskien het jy 'n slaaf geword van jou sport. En dit wil vir my voorkom dikwels dat as die duiwel ons nie van in sonde kan laat val nie, dan kry ons in iets anders wat ons net die slaaf daarvan word, hoe onskuldig dit ook al is. En skielik presteer jy sodat jy nog 'n naweek nie hier kan wees nie, en nog 'n naweek nie daar nie, en nog 'n dag nie hier nie, en nog meer geld daarop moet spandeer, en nou kort jy nog dit ook. Vir baie mense het 'n slaaf geword wat onskuldig begin het as, jy wil net 'n bietjie ontspan, en jy verval in pornografie. En dit lei tot selfbevrediging, en jy kan later nie meer ophou nie, en nee wat jy sê vir almal jy het dit onder beheer, maar nie regtig nie. Of is aanlyn shopping. Want terwyl ek nou op Temu is, en is die enigste plek wat my laat voel soos 'n biljoenêr, it's where you can shop like a billionaire. Of ek besig om hierdie puzzeltjies te bou op my foon, en as ek net na die volgende vlak toe kan gaan, my kleinkind is al beter as ek. Of jou voorkoms, ek moet nog soveel kilos verloor. So jammer, ek kan nie hierdie slaaiblare meer eet nie. En skielik is ek 'n slaaf van 'n dieet en van 'n oefenprogram en van Botox en van voorkomskonsultante. Of jy word op hierdie stadium bemeester en oorheers deur 'n kortie meer. En weer eens, daar's die stellingkies van, toe ek my weer kon kry, dit nie help nie. Toe sien ek rooi. Want jy het 'n slaaf geword. Slaaf geword van woede-uitbarstings en jy kan dit nie help nie. En jy word so beheer op hierdie stadium dalk deur jou interne woede, dat dit jou mishandelend maak. En dat jy ander mense dikwels emosioneel of selfs fisies kan bykom en mishandel. Miskien het jy die slaaf geword van negatiewe denke. Jou bagasie wat in jou ingepak is al in die kleuterskool, dat jy die heeltyd laat glo jy's nie eintlik goed genoeg nie, en gaan staan agter in die klas, en wanneer ons die hele span kies, dan is jy maar altyd die wat laaste gekies word, en jy het nou nog hierdie negatiewe uitkyk, nie net oor ander mense nie, maar oor jouself. En jou self-talk op hierdie stadium, en jy word so oorheers daarmee, want as jy in Pick n Pay in die ry gaan staan by 'n kasregister, dan is dit, ja nee, ek gaan natuurlik weer jou laaste gehelp word. En jy is pessimisties, en jy is deurweek met wantroue en ongeloof. Miskien is jy die slaaf van vrees. Ek is so bang, wat het van my man geword, hy is nou nog nie by die huis nie. My kinders het nog nie gebel, en jy's 'n slagoffer van vrees. Sommige van ons sit hier en ons is die slawe van ons verlede. Goed wat uit ons verlede uit nou nog 'n greep oor ons het, en ons staan onder die beheer van goed wat eintlik lankal nie meer 'n realiteit moes gewees het nie. En die lys kan aan en aangaan. So die vraag is net vanoggend baie eenvoudig, en miskien moet jy so 'n SOS vir die Heilige Gees opstuur en sê, Here, as U vanmôre 'n afspraak met my het, wat is dit wat my beheer, wat vanoggend moet 'n lyn in die sand getrek word, spreekwoordelik, en sê tot hier toe en nie verder nie. En jy mag in die versoeking wees om oor baie van hierdie goeters te dink, ja, jy hoor dit, maar dis nie eintlik 'n probleem nie. Ek kan stop wanneer ek wil. Daar's nog niks verkeerd nie met. As meer as 3 persone al vir jou gesê het, jy het 'n probleem met, of jy doen dit skelm, dan moet jy dalk maar jou ore vanmôre spits. En eerlik vir jouself begin afvra, bemeester hierdie goeters vir my? Is ek vry? Reis ek lig? Of is hier 'n klomp goed wat my weerhou? Wat 'n ongelooflike skrif wat ons vanmôre met die baba toewyding gehoor het. En jy besef dat God daai belofte vir jou kan waarmaak, maar dit kan nie, want jy word bemeester deur iets anders. En jy het iets of iemand se slaaf geword, en jy word oorheers deur, en oor baie dinge. Werk, sport, voorkoms, ons kan 'n klomp goeders kan ons sê, ja, maar daar's tog niks verkeerd met. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 12. En Paulus sê, hy's vry. Hy kan lig reis deur sy lewe. Hy sê, alles is my geoorloof. Maar ek gaan my nie deur iets laat verslaaf nie. Daar's 'n disippelskapskeuse. Ek vertrou dat ons vanoggend 'n keuse gaan maak as hierdie
disipel van Jesus, en die basiswoord van disipel is gedissiplineerde. Terwyl almal relax, is 'n gedissiplineerde die een wat sê, nee, ek hou by die verwagting. Mag ons 'n keuse vanoggend maak as gedissiplineerde volgelinge van Jesus wat sê, ek sal nie deur iets of iemand anders as Jesus Christus beheer word nie. Ek sal nie dat iets of iemand anders 'n belangriker plek in my lewe inneem as Christus nie. So vandag kan 'n radikale draaipunt in jou lewe wees, en moontlik het jy eers deur die week gesê, Here, ontmoet my, kom verander my, kom help my, en die Here wil vir jou sê, maybe this is it. Hierdie is die geleentheid waar hy wil hê dat jy vrykom en dat jy lig kan reis. So daarom die uitdaging om hierdie dinge wat jou oorheers te identifiseer, en dat ons ergens manhaftig genoeg is, die guts het om te sê, dit word nou hanteer. Kom ek help jou met 3 Bybelse beginsels, wat ek glo dat as ons dit in ons lewens toepas, die woord waarborg dat die Here ons ligter laat reis. Inteendeel, dat ons lewe een is van hoop en 'n passievolle, verwagtingvolle toekoms. Die eerste beginsel is, hou op om dit self te hanteer. Nommer 1, vat dit vir die Here. Wat dit ook al mag wees. Of dit nou bloot net iets is, so eenvoudig, maar dalk met negatiewe gevolge, soos te veel koffie, wat dit ook al mag wees, bring dit vir die Here. Kry dit onder sy beheer. Paulus herinner ons in Romeine 6 vers 12. Hy sê, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer. En net so terloops, hy skryf hierdie brief vir 'n klomp aan die brand Heilige Gees vervulde Nuwe Testamentiese gemeente. En hy sê vir hulle, moenie dat sonde nog langer oor julle heerskappy voer nie, want julle is veronderstel om vry te wees. Julle moes nie oorheers gewees het nie. En julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Moenie toelaat dat iets jou dwing om jou vlees, hierdie liggaam waarin ek en jy bly, om eerder sy geite en grille die knie voor te buig nie. Vers 13. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel. Dit is 'n werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee. Hier is ons gedissiplineerde opdrag as disippels. Stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. Stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie. So as daar bagasie is wat jou baas is, vertrou ek dat die Heilige Gees jou by die punt gaan bring waar jy gaan kies om te sê tot hier toe en nie verder nie. Ek word genoeg. Ek het genoeg gehad. Ek was genoeg beheer en oorheers deur enigiets anders, maar al wat my kan beheer van nou af is God deur sy Gees. En miskien begeer jy eintlik al so lank om te kan sê, ek wil nie langer 'n slaaf wees van. Het sy dit van vrees of van negativiteit of van pornografie of van eetversteuring, wat dit ook al mag wees. Ek wil nie toelaat dat iets my liggaam beheer nie. Ek kan nie toelaat dat hierdie bagasie my rem nie. Ek wil nie langer in die vrees lewe dat ek uitgevang gaan word nie. Tot hier toe en nie verder nie. So hoe maak ons om by daai punt wat ek eerlik en opreg voor die Here kom en sê, Here, ek bring dit vir U. Sommige van julle kyk tans in jou bagasie vas en jy is oortuig, dis te groot. Ek het al probeer. Dit is onmoontlik om daarvan ontslae te raak. Ek het hierdie meer in my en kom van my voorsate af en is nou maar deel van ons gene en ek het al gegaan vir allerlei tegnieke en hulp, kan nie daarvan ontslae raak nie. Hou op om dit self te hanteer. Vat dit vir die Here. Wat is groter? Die reus of jou God? Wat is die reus in elk geval? Teen die lewende God te kan standpunt inneem.
So God is groter, kry hom aktief in jou lewe betrokke. Miskien is hy nie meer 'n faktor in jou lewe nie. Miskien het jy hom nog nooit 1 toegelaat nie, of 2, jy het hom so een kant toe geskuif, dat jy als in elk geval moet self hanteer. Laas toe gekyk het die Bybel beloof in die Ou Testament en die Nuwe Testament, niks is vir hom onmoontlik nie. En moenie dat ongeloof jou belieg om te sê, ja maar in jou geval. Die Bybel herinner ons in 2 Korintiërs 10 vers 4, die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie. En partykeer probeer ons, ja maar ek moet hierdie tegniek probeer, of ek moet hierdie, wat ook al, resep van mense volg. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van mense nie, maar die kragtige wapens van God. So kan ek en jy iets na die Here toe vat en sê, Here, in 'n ruil, ek vat dit vir U en ek vat daai kragtige wapen wat U tot my beskikking het, wat vestings kan vernietig. Want daai koffiedrinkgewoonte, of al die ander voorbeelde, of meer, wat die Here op jou hart mag lê vir oggend, dit het dalk al 'n vesting gevorm. En die vyand opereer vanuit daai vestig om die res van jou gesondheid, die res van jou gedrag, die res van jou keuses en reaksies te manipuleer. God se wapens is net eenvoudig in 'n ander klas as ek het alself probeer. Dis bonatuurlike wapens, want teen geen vesting, geen gewoonte, geen verskonings, geen mislukte pogings van die verlede, geen moedeloosheid, geen skaamte of geen oorheersing wat jou in 'n greep het vanoggend kan staande bly. So kies vanoggend dalk 'n geloof in 'n God wat kan en wat wil, en bring hierdie bagasie van verslawing en oorheersing vir hom, want dis ons wegspringplek. So kan jy eerlik genoeg raak met jouself en sê, hierdie is 'n probleem. En vanmôre, checkboxie nommer 1, jep, ek vat dit vir die Here. Daar's 'n tweede noodsaaklike stap waartoe die woord ons uitdaag. Jakobus 5 vers 16. Dit sê, bely julle sondes, eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle herstel, vry, gesond kan word. En die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis waar die oplossing en die deurbraak dikwels lê. Is nie in my alleen gebed nie, maar die feit dat ek dit saam met iemand anders, teenoor iemand anders herken, en daar hierdie gesamentlike, waar 2 of meer in my naam saamstem, daar's ek in julle midde. So nommer 2, ek vat dit nie net vir die Here nie, ek vat dit ook na die lig toe. En dis 'n waagstuk. Dis 'n waagstuk om my uitdaging, hang af van die aard daarvan, om dit met enige persoon te deel. Want die probleem en ons grootste bekommernis is dikwels, kan ek mense vertrou? Nie alle mense is betroubaar nie. Jy ken die simpel grappie, en ek elke nou en dan vertel mense om vir my, asof ek hom nog nooit gehoor het nie. Alle predikante ken die grappie. Jy het gehoor van die 3 predikante wat saam gaan visvang het. En hulle het so 'n bietjie van 'n wegbreek gehad en saam die Here vertrou vir nuwe visie vir hulle bediening, en hulle het besef nee, hulle moet 'n bietjie net ook skoon kom en hulle sonde teenoor mekaar bely. En die eerste een sê, ouens, julle moet vir my bid, ek kyk na dinge wat ek nie moet nie. Die ander een sê, yes, nou dat jy dit noem, weet jy wat, ek is nou aanlyn vasgevang, ek dobbel skelm, ek het nou al die gemeente se geld als weggedobbel. Derde een sê, yes ouens, ek het 'n probleem met skinder, en ek kan nie wag om by die huis te kom. So omdat ons nie mense kan vertrou nie, hou ons bagasie in die donker. En die donker is 'n interessante broeiplek vir sonde om net nog meer te groei. Die alternatief is om te probeer glo, ek kan dit alleen oorwin. Wel, kon jy help? Ek weet, dis van ons mans, ons sukkel met pornografie en ek gaan ophou, gaan nie weer nie, gaan nie. Kon jy help? Want daai besluit kom nou al jare. Oppas vir die leuen wat glo dat ons niemand kan vertrou nie.
Want as die duiwel jou nie kan weghou van 'n deurbraak nie, hou hy jou vas met 'n leuen. Jy kan niemand vertrou nie. Bybel sê, daar's ook vriende wat nader is as 'n broer. So jy vat daai bagasie na die lig toe en jy vra 'n buddy, help my. Help my, kan jy saam my bid hieroor? Help my, kan jy my opcheck? Help my. Help my wanneer ek glo ek kan nie meer nie, dat iemand net vir my sê, ek's daar vir jou buddy, jy kan. En die opdrag is nie dat iemand jou bagasie oorneem, dankie tog, ek het dit nou het hulle dit nie. Niemand anders kan jou bagasie oorneem en dit verdwaai nie. Die Bybel sê net, hulle moet jou las help dra. Jesus los dit op. Dan kan ek net gou heeltemal ons na hierdie situasie van 'n ander kant af laat kyk. Hoe maak jy as iemand jou as 'n goeie vriend beskou en hulle kom deel iets met jou wat hulle verslaaf? Dis iets in hulle bagasie wat hulle nog nooit met iemand gedeel het nie. Hoe reageer jy? Ja, nee, ek het dit lankal vermoed. Jy doen wat? Ek onthou 'n paar jaar terug het 'n predikantspel van my gekontak en gesê ek moet saam met hom bid. Hy's vasgevang in die greep van pornografie. En my eerste reaksie is, jy? Ek het nie eers geweet jy weet hoe werk 'n rekenaar nie. Dit was omtrent een van daai situasies. Sommige mense kan dit persoonlik opneem. Ek gedink ek kan jou nie vertrou nie. Huweliksmaats, oppas as jou maat met jou iets vertroulik deel oor bagasie. Want jou versoeking kan wees dat jy dink jy het die reg om aanstoot te neem. Dis 'n ander reeks wat ons nog eers gaan hanteer, want Christene vandag dink dis my reg, ek mag aanstoot neem, ek mag my wip. Ek mag my wip en waai. En dan voel ek skielik so seer gemaak, want hierdie persoon dan my kom deel en ek het nie geglo hulle kan betrokke wees in nie. So skuif jou emosies een kant toe en besef, Here, ek is bloot nou net 'n kanaal waardeur iemand teenoor wie iemand kan kommunikeer en my job is om onder die persoon nou in te skuif, nie te veroordeel nie, maar saam met die las te dra en saam terug na nommer 1 toe. Kom ons vat hierdie ding na die Here toe. Kom ek is saam met my buddy en ek bring hierdie uitdaging na die lig toe. So kan ek jou uitdaag en jou aanmoedig, vra die Here vir jou buddy, as hy nou iemand teenoor jou kom erken en iets aan die lig bring, vra die Here vir genade, vra die Here vir vergifnis, vra die Here dat hy jou sal help om genade te bewys. Vra die Here dat ons kanale sal wees van liefde en dat ons as ware kan vergifnis bied, soos wat Jesus gedoen het. Om 'n verklaring te kan maak en te kan sê, as jy dit aan die lig gebring het en jy dit voor Jesus bely, begin celebrate die feit dat jy vergewe is. Want jou en my reaksie op 'n ander persoon se erkenning en skuldbelydenis is van kardinale belang in genesing. So gee liefde en aanvaarding, nie vir die daad nie, maar vir die persoon. Gee 'n oor wat bereid is om te luister. Wil jy daaroor praat? Wees bereid om te help dra aan daai las. Besef dat iemand wat sy of haar bagasie na die lig bring, regtig ernstig is om vry te kom. Well done, vir die feit, dankie dat jy my vertrou. Kan ek vir jou bevestig, hierdie bly tussen ons, gaan net by die Here daaroor skinder, en saam vertrou dat hy jou 'n deurbraak gee in hierdie buiteegtelike verhouding, of in hierdie gewoonte, of hierdie gebruik, of hierdie krisis. Terug na wanneer dit jou bagasie is. Bagasie is wat jou oorheers het, en wat jou lewe regeer het, en waarvan jy slaaf geword het. Wanneer jy dit na die lig toe bring, dan soos Paulus beskryf, wanneer hy praat van sy swakhede, hoor hoe was die Here se reaksie teenoor hom? Hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, sy antwoord was, "Sties my kind, hoe kon jy? Jy moes lankal sterk gewees het, vir wat is jy swak?" Hoor jy hoe's ons veroordelende reaksie dikwels? Dis nie waar Jesus se reaksie is nie. Sy antwoord is, my genade is vir jou genoeg. My krag
kom juis tot volle werking wanneer jy swak is, wanneer jy eerlik is, wanneer jy eg is, wanneer jy vulnerable is. En dis hoekom Paulus sê, daarom sal ek baie eerder my swakhede na die lig toe bring. Ek was op 'n stadium betrokke by, ek het gesukkel met, ek het mense doodgemaak, ek het die kerk van Jesus vervolg. Ek sal eerder nie daaroor stil bly nie, ek sal dit na die lig toe bring. Hoekom? Sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. My sommetjie, help my. My sommetjie uit hierdie waarheid in 2 Korintiërs 12:9 is dat baie keer is die krag van Christus nie my beskutting nie. Want ek probeer voorgee en roem in my sterkpunte. En die Here sê nee, dis nie wanneer sy krag ons beskutting is. Dis juis wanneer ons hierdie uitdagings wat ons oorheers na die lig toe bring. En die goeie nuus vanoggend vir jou is, die Here is nie geskok oor enige iemand se swakhede nie. So wanneer ons swakhede erken, dan breek die genade deur en dan kom die bevryding, want dan word sy krag my veilige plek. So vandag is regtig baie van ons se geleentheid waar die bagasie wat jou baas geword het en wat jou oorheers het, verwyder kan word. Nommer 1, vat dit vir die Here. Nommer 2, vat dit na die lig. Nommer 3, maar vat dit vas. Jy moet dit vasvat. Ja, ek het toe na daai dominee of daai pastoor toe gegaan en hy het vir my gebid en niks het gebeur nie. Nee, wat het jy gedoen? Jy bring dit na die lig toe, daai persoon is 'n persoon wat jou gaan help om die las te dra, maar dit bly jou verantwoordelikheid. Jy moet dit vasvat. En nie nou in eie krag nie. Hoor Paulus se praktiese raad, 1 Korintiërs 9:27. Hy sê nie ek gee myself aan die Here oor en hoe lekker, hy oefen my liggaam. Hy bring my liggaam onder beheer. Nee, hy sê ek neem verantwoordelikheid. Ek oefen my liggaam. Ek bring sekere goeders onder beheer. Sodat ek ook nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Die New English Translation sê, instead, I subdue my body and make it my slave. Vat my liggaam, die Griekse woordjie daar is sarx of vleeslike begeertes. Ek maak my vlees my slaaf. Ek is nie 'n slaaf van my vlees nie. So dit wat jou tot nou toe laat glo het, ek kan nie. Vat dit vas. Twak met myself. Ek gaan nie verder in vrees leef nie, ek gaan nie verder in ongeloof lewe nie, ek gaan nie verder val vir die leuen daarvan, dat ek nie kan nie. Want daar's 'n krag en 'n gesag tot my beskikking, en wanneer ek toelaat dat dit my beskutting word, dan is ek tot alles in staat, Filippense 4:13. En oppas om die klem op die eerste deel van die sinnetjie te plaas. Die eerste deel van die sinnetjie is 'n resultaat. En daarom kan ek goed vasvat, maar eintlik lê die krag van die sin in, deur hom wat my krag gee, is ek tot alles in staat. En skielik is ek in staat om nee te sê, deur hom wat my krag gee. Skielik is ek in staat om my foon af te sit. Skielik is ek in staat om lyne te begin trek, deur hom wat my krag gee. Skielik is ek in staat om versoekings te weerstaan, deur hom wat my krag gee. En skielik kan ek vir myself begin sê, come on, Christus is in my, hy gee vir my krag, ek kan hierdie verslawing en hierdie oorheersing vasvat. Sy genade is absoluut voldoende en sy krag is meer as genoeg. Ek kan. So jy kan doen wat jy moet doen. En dan vertrou jy die Here. So jy vat dit vas en hy maak jou los. Dit sin? Here, ek vat dit vas. En wat kom die Here, hy sê ek maak jou los. Aan ons is gebore, aan ons is 'n seun gegee, 'n verlosser. Wat beteken dit? Die een wat 'n jolly deurprys betaal om my los te koop, sodat my ek kannies verander in ek kan. So skielik vat ek 'n ding vas. Kom ons raak prakties. Alkohol het jou baas geword. En vanmôre, jy vat dit vir die Here.
Jy vat dit na die lig, deel dit dalk met iemand wat saam met jou die pad kan loop, wat saam met jou daarvoor kan bid, maar jy vat dit vas. Jy kom vanmiddag by die huis en jy smy die goed in die drein af. En 3 dae van nou af, dan wil jy doodgaan as jy nie ietsie oor jou lippe kan kry nie. Maar dan vat jy dit vir die Here, en jy vat dit na die lig, en jy bel 'n buddy en sê, jy sal nie glo nie, ek bewe omtrent, bid vir my, en dan vat jy dit vas, ek sal nie, en jy ervaar die wonderwerk, sy krag, sy genade, wat jou skielik help, om te kan doen wat jy in eie krag nie kon doen nie. En of dit nou vanmôre pille is, of nikotien is, of aanlyn dobbel is, of bloot net om tyd te verspil, en jy's 'n 0 op 'n kontrak deur die dag, want jy tot 2 uur vanoggend het jy geskrul en allerlei videoetjies gekyk. Vat dit vir die Here. As dit pornografie is, ergens is dit nodig om te sê, Here, genoeg is genoeg. Ons glo nou redelike oulike, hulle noem dit internet monitors, wat jy op jou rekenaar kan installeer, wat sekere sites net eenvoudig uitblok, of wat selfs 'n buddy kan inlig, as jy op sites is waar jy nie moet wees nie. Hoe ver is jy bereid om dit vas te vat? Miskien is dit nodig, nou die dag weer met iemand gepraat, toe sê hulle nie, ek is nie op Facebook nie, want ek het op 'n stadium Facebook se slaaf geword, ek het dit bloot net uitgevee. As jy my in die hande wil kry, bel my. Dis iemand wat dit vasvat. Maak vandag nog die keuse om te sê, ek sal nie deur iets of iemand verder oorheers word nie. Jesus het te 'n duur prys betaal, dat jy lig en vry kan leef. Jy hoef niemand se slaaf te wees nie. Al slaaf wat ons wil bekend staan as, is 'n slaaf van Christus. En staar daai bagasie reus in die gesig en sê, wie's jy om my God te kom uitdaag? En baie van ons voel op hierdie stadium al vir vuishou in die maag, want jy besê, jy weet nie of jy dit kan regkry nie. Sien vir 'n oomblik die Dawid en Goliat prentjie, en sê, hierdie ding kom na my toe, en hy wil my kom intimideer, en vir my sê, ek sal nie kan nie. Vat daai ding vas in die naam van Jesus. Oor dit jou so vashou, dat jy jou lewe verwoes, en mense rondom jou benadeel. Oor Jesus se belofte, Johannes 8:36. Eers as die Seun jou vrygemaak het. Ons kan al ons eie pogings probeer, maar as hy jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. So wat se bagasie hou jou terug? Waag vanoggend en sê, Here, ek vat dit vir U. Here, ek gaan dit na die lig toe vat. En kies jou bron versigtig, vra die Here vir leiding daarvoor. Maar die oomblik as ons met 'n ander persoon dit deel, word die ondersteuningskrag en die bevryding net soveel groter. En dan my eie verantwoordelikheid, ek vat dit vas. So as jy vanoggend eerlik met jouself kan wees en erken, hier's dinge wat my beheer, ek het 'n slaaf geword van, en ek weet dit benadeel my. Ek weet dit is nie God se beste vir my nie. Dan het ek goeie nuus vir jou. En die goeie nuus is, ek kan jou waarborg dat as jy vandag begin pas wat die Here vir ons deur sy woord sê, en jouself onder die bestuur en die beheer kom plaas van sy gees, wat toe hy ons uitdaag, moenie onder die beheer kom staan van enige iets, soos drank nie, maar laat die gees julle beheer, laat die gees julle vervul. Dan beleef jy 'n ander ek kan, 'n ander krag, die opstandingskrag, wat jou begin vrymaak. Hy wil, en hy kan ons vrymaak, en ek droom oor die feit dat ons 'n gemeentefamilie is van mense wat so in die vreugde en die vrede van die Here leef, en lig en vry, want ons is los, almal van ons het 'n storie, almal van ons het 'n klomp ou lelike bagasie, waar ons kan nou lag daaroor, soos 'n foto van hierdie lelike koffers op die skerm. Sit vir ons daar een van daai foto's op, Wian. En ons lag daaroor. Op 'n stadium het ek ook so gereis. Op 'n stadium het my lewe ook so gelyk. Nee, daar's 'n een wat so oorvol lyk. Sit hom vir ons. Ja, daai ene. Ja, op 'n stadium het ek, maar dank God,
Die goeie nuus is, ons hoef nie so deur die lewe te gaan nie. So kom ons soek vanmôre krag en genade by die Here en sê, Here, hierdie is nie lekker nie. Maar die beste en die oorwinnings en die deurbrake en die salwing en hoe U my wil gebruik vorentoe, lê aan die ander kant van die feit dat ek eers moet vrykom. So wil jy nie saam met my vanoggend bid en ons die Here vertrou dat Hy 'n diep werk kom doen in elkeen van ons. En dat ons hier kan uitgaan met 'n nuwe loflied in ons harte om te besef, ek het daai bagasie nou daar binne gelos. Kom bid saam met my en kom ons vertrou die Here vir 'n paar deurbrake en wonderwerke. En terwyl jou oë gesluit is, wil ek jou uitdaag. Jy beleef met eens in jou binneste dalk vandag is my dag. Vandag is my dag van redding en uitkoms. Wat is daai ding se naam wat jou oorheers en beheer? Wie nie minstens dit waag om vir jou te sê, ek word tans oorheers deur. Miskien moet jy ook net vir die Here sê, Here, ek smag daarna om vry te wees. Ek besef vandag is 'n oomblik van waarheid vir baie van ons, dis 'n besluit oomblik. Dit gaan dit nie vir jou maklik maak nie. Ek gaan vir jou vra om dit eerlik te erken voor die Here. En vanoggend te sê, Here, hier is my bagasie. Hier is die bagasie wat my pootjie, wat my rem, wat my lewe eintlik op hierdie stadium totaal en al be sy spoor laat beland. Here, ek wil vry wees. Ek het bonatuurlike hulp nodig. En as jy regtig ernstig hieroor is, bring dit na die lig. Hou op voorgee. Hou op wegsteek. Jy gaan kies om dit met iemand te moet deel en hulp te aanvaar. En jy sien vryheid begin baie keer wanneer ons ophou wegkry. Ek vertrou jy gaan eendag terugkyk en sê, "Tjog, daai dag het die Here ingegryp en my vrygemaak." As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Mits jy hom toelaat. As iets jou bemeester, is dit nie van God nie. En dit hoef nie jou toekoms verder te bepaal nie. Soos jy vanoggend sê, ek's reg om eerlik te wees, ek's reg om vry te word, ek's reg om God toe te laat om hierdie ding wortel en tak uit my lewe uit te trek. Wie nie minstens waag vanoggend en jou hand hoog opsteek en sê, Here, ek erken. Ek het die slaaf geword van iets, maar tot hier toe en nie verder nie. Jy kan jou hand net hoog opsteek vir die Here en weer laat sak. Niks met niemand anders te doen nie, jy kan hom weer laat sak. Die Here sien jou, maar jy's eerlik om te sê, Here, ek het minstens die eerste tree geneem om vandag te sê, hier's ek. Vader, ek bid nou vir elke persoon wat publiek voor U erken, hulle het hulp, bonatuurlike hulp nodig. Dankie Here dat ons nie in eie krag nodig het om te wen nie. Ons besef ons ongelooflike stikkenheid en gebrokenheid en swakheid en afhanklikheid. En ons weet ook vanoggend ons kan dit nie alleen doen nie. Maar dankie dat die krag van Christus genoeg is. En dankie dat U hier is. En ek bid dat hierdie nie net 'n emosionele oomblik sal wees nie, maar 'n heilige keerpunt. Geef vir elkeen die moed om dit wat hulle vasbind vir U te vat. By U neer te lê. Gee genade. Gee genade as dit nodig is om hulp te gaan vra. Nederig oop te maak. En uiteindelik vryheid te begin beleef. Dankie dat wat die vyand ten kwade bedoel het, dalk die mees amazingste bediening kan word. Dankie dat die manne is wat jy gaan oprig en hulle 'n bediening kan hê om ander jong manne te help om uit van pornografie af vry te kom, want hulle het die pad geloop, maar hulle het die deurbraak van die vryheid beleef. Dankie dat geen vesting vir U te sterk is nie. Dankie in die naam van Jesus dat U mense wil vrymaak. Kom bid vir mense vanmôre wat 'n slaaf geword het van pille. 'n Slaaf geword het van die leuns van die vyand. Kom bring U vanmôre net nuwe lig
En Here, 'n opgewondenheid by ons om te besef, ek hoef nie meer hierin vasgevang te wees nie, tot nou toe en tot hier toe en nie verder nie. Terwyl ons in hierdie gees van gebed bly, is daar miskien mense vanmôre hier wat, jy weet diep binne in jou, jy het nie die vrymoedigheid om hierdie gebed eers saam met my te bid nie, want jy weet, jy sê reg met God nie. Miskien lyk alles aan die buitekant vir die mense rondom jou als goed, maar jy weet, jy's ver van hom. En jy lewe nie in 'n oorgawe aan Jesus nie. Jou sonde, jou skuld, jou skaamte, hou jou terug van hom, maar jy weet jy het hom nodig. Die waarheid is, almal van ons sit met 'n sondeprobleem, dis hoe ons gebore is. En ons sonde skei ons van 'n heilige God. Hy kan nie met sondaars meng nie, want hy's te heilig. Maar hy is so lief vir ons, dat hy self 'n plan gemaak het. Hy het in die vorm van sy seun aarde toe gekom, en gedoen wat ons nie kon doen nie. Hy het ons straf, ons doodstraf op hom geneem. Hy het dit namens ons betaal, namens ons hanteer. Gevolglik kan ons vergewe word en 'n nuwe begin kry. En daarom kan alles verander. So vandag kan jou dag van losmaking, vrede, vryspraak, bevryding. So as jy vandag wil sê, Jesus vergewe my, neem my lewe vir die eerste keer. Ek was miskien 'n goeie kultuurchristen. Ek wil vandag my lewe aan U oorgee, want ek is moeg en siek en sat daarvoor om godsdienst te lewe sonder God. As jy wil ja sê vir Jesus, wil jy nie die volgende gebed in jou hart saam met my bid. Hemelvader, ek besef ek kan nie sonder U lewe nie. Ek wil nie verder op myself vertrou nie. Ek kom plaas my geloof in U. Kom nooi U om beheer van my totale lewe oor te neem. Vergewe my sonde. Maak my nuut. Maak my vry. Van vandag af leef ek onder U bestuur. Ek behoort nou aan U. Ek gee myself oor aan U. Verlos my. Maak my vry. Kom neem intrek. Kom maak my U kind. Dankie Jesus vir verlossing, vir vrymaking, vir 'n nuwe begin. In Jesus se naam bid ek dit. As dit jou gebed was vanoggend, of jy nie dalk net na die tyd die guts sê om hier na vore te kom en net my hand te kom skud en te sê ek het vanoggend die keuse gemaak. Ek vertrou dat ons hier kan uitstap. Ons het begin met 'n lied wat sê met hande omhoog. En julle die toets gedryf, Rikus het julle dopgehou, julle hande was in die lug nie. Miskien is dit omdat jy nie vry voel nie. Wil jy nie vandag voor die Here kom staan en sê, Here, met hande omhoog, verklaar ek, U is Heer. U is die baas. Ek's U slaaf. As ek moet praat van 'n baas, dan is dit nie baas koffie of baas internet of baas pornografie nie, dis baas Jesus. Dis al baas wat ek het. En met hande omhoog verklaar ek, U die finale sê, U is Heer. En ons maak daai verklaring in geloof en ons stap hier uit met 'n ander lied in ons hart. Nie dat ons volmaak is nie, dit is ook baie om te leer. Maar daar's 'n groot verskil tussen mense wat volmaak is, en dis nie haalbaar nie, en mense wat vry is. Wil jy nie begin handel en wandel, om minstens te weet, ek het 'n verlosser, hy het my vrygemaak. Ek leef nou as 'n oorwinnaar. Kom staan saam met my, en kom ons laat die bure hoor, ons is lief vir hom.